almal gegroet. Jammer as ek iemand gemis het. Kom ons sit net so, dan open het vir ons. Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan vergader in U naam hierso vanmôre. Dankie vir U beskermende hand oor ons almal gisterand en dankie dat U ons tot hier gebring het vanmôre. Here, ons los al hierdie in U hande, dat U woord vir ons kan oopmaak vanmôre, dat ons iets nuuts kan leer van die woord. Ons vra dit so uit U genade in die naam van Jesus. Amen. Ja, ek sê vergadering, nou dit klink snaaks vir party mense as ek sê vergadering, want ons sê altyd kerk. Die kerk van ouds het nie kerkgehou soos ons kerk ken jy. Sing en daar's 'n pastoor of dominee wat preek en slaan nie. Hulle het vergadering gehou, hulle het geleer van die skrifte en hulle het dit bespreek en vrae gevra. So, baie mense dink die kerk is 'n gemeente of 'n denominasie of die gebou. Nee, ons is die kerk van Christus, geen gebou of wie ook al. Ek weet ons kom almal uit verskillende kerke uit. Ek was al in 'n paar. Ek het begin in die NG en ek was al in die AGS en die volle evangelie en oral en hier is ons nou in Stilfontein. Ek vir ons lees daai Jeremia 29 vers 11 tot 12 gaan oor gedagtes. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Dis die gedagtes wat God oor ons het. En dit kom nou 'n lang tyd wat ek dink oor die onderwerp gedagtes en ek het nou 'n paar goed gelees van dit. Vir ons is sonde as jy net daaraan dink, net die gedagtes, is so goed jy het al die sonde gepleeg. En ja, wat is ons gedagtes? As ons oor hierdie onderwerp praat, beheer jou gedagtes, is daar soveel verskillende weergawes en valsheid wat deur mense geglo word. Kyk, party glo, of as jou gedagtes nou op hol gaan en jy bly aan dieselfde ding dink, dan glo jy jouself na. Jy glo dit is reg. Maar die eerste probleem wat ons het met gedagtes is dat ons glo nie ons kan ons gedagtes verander nie, ons denke verander nie. Ons is mos nou maar so gebore of dat is soos ek is. Dat hy sê van my ek is so gebore en gaan laat staan, ek het so groot geword so. Ek is wie ek is, ek gaan nie verander nie. Maar ons mense gedagtes is geneig om altyd na die negatiewe kant toe te neig. En van ons selfs glo is geneties. Dis oor erflik, is in ons gene. Maar ja, ons kan die gedagtes van ons verander. Ons almal se gedagtes is anders. Ons almal het verskillende omstandighede, kom uit verskillende agtergronde af en verskillend groot geword. Maar op die ou einde, as ek kan sien, 'n gedagte is 'n gedagte. 'n Gedagte is net 'n gedagte, so mens kan dit mos verander. As ek 'n gedagte het of 'n idee, en dit klink vir my reg, en dit voel vir my reg, en dit klink na 'n goeie gedagte, dan sê ek dit of ek doen dit. Is dit nie so nie? Dit begin by die gedagte. Maar ja, die tweede probleem wat ons het, is dat ons gedagtes alleen probeer verander. En op die einde van die tyd is ons net 'n slagoffer van ons eie gedagtes en dan is ons in 'n gedagte lewe wat heeltemal uit beheer uit is op die einde. Nou kom ons kyk wat sê die woord van beheer van ons gedagtes. En ek wil kyk daar in Filippense
4 vers 7 tot 9. Onthou ons het die spreekwoord wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So met ander woorde, wat baie in jou gedagtes is, wat jy baie oor dink, praat jy baie van. So, Filippense 4 vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So dit sal ons denke, dit sal ons harte en ons sinne, met ander woorde ons woorde wat ons spreek, bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. So, enige ding moet ons bedink. Ek dink, hier is ek al klaar baie skuldig, en ek glo die meeste of almal van ons. Ek meen, as hy iets verkeerd loop, of iets verkeerd gaan, of iets slegs gebeur, dan loop ons gedagtes. En wat gebeur? Ons dink altyd die ergste dinge. Ietsie gebeur en ons verwag die ergste, want ons gedagtes loop. Nou gespeel hier gedagtes met ons emosies. Ek meen, as ek nou ry op my toe en hier om die hoek ry 'n taxi voor my in, ek ry deur 'n pothol, my gunsteling. Wat is in my gedagtes? Wat in jou gedagtes as die robot groen slaan en jou agter jou begin toeter blaas? Baie keer sê ons, dis reg, baie keer sê ek, laat ek eerder nie sê wat ek dink nie. So die gedagtes was verkeerd, nee. En ek dink vanmôre daaraan, hoekom sal ons dit sê? Laat ek eerder nie sê wat ek dink nie. Ek glo is die Heilige Gees wat daar wag voor jou mond plaas. Want deur hy woorde te spreek, dan het jy dit gespreek oor jouself of oor iemand anders, en dit veroorsaak meer probleme. So ja, as ons, en ek wil nie politiek praat nie, ek is glad nie ou wat politiek fan is nie, maar dis dinge wat ons plaas, dinge wat ons oordink, dis in ons gedagtes. Wat van ons blankes in die land? Wat gaan van ons word? Dinge gaan so erg, wat gaan van ons kinders word? Wat gaan van die kleinkinders word? Gaan hulle werk hê? Gaan hulle kan kos hê? Ons hoor al die dinge, en iemand sê iets, en dan hardloop die gedagtes. Ek meen, ons word so baie blootgestel aan dinge deesdae. Net die TV, die nuus, as jy nuus gekyk het, dan is die gedagtes heel omgedop, want jy hoor sulke verskriklike dinge wat aangaan in die hele wêreld. Maak 'n koerant oop, dan hol die gedagtes weg. TV kyk, radio luister selfs, social media, Facebook, TikTok en al die goed. Ek sien op Facebook, dan vra iemand iets, dan gee mense verskriklike lelike kommente daar, met party goed. En hoekom? Hoekom hardloop mense gedagtes so weg? Maar 'n gedagte kan veroorsaak dat 'n mens siek word. Ek meen, as ek nou deur hy pothol ry, en my gedagte hardloop nou hierso van die pothol af, deur die munisipaliteit, tot in die parlement, en dan word my wange rooi en warm, so met ander woorde, ek het nou hoë bloeddruk. Dit maak my siek. En ek meen, as jy aanhou stres en bekommerd is oor iets, lê in die aand in die bed, jy kan nie slaap nie. Want ek het nou iets gehoor van nou roof nou weer mense in die aand. Die huis, 3 huise van my af het hulle beroof helder oordag. Nou hardloop die gedagtes daai aand. Het ek die hek gesluit? Is die buitelig aan? Is die motor gesluit? Het ek die deur gesluit? Is die alarm aan? En dis aanvalle van Satan daar.
Al daai gedagtes, en daai gedagtes veroorsaak jy slaap nie. En môre voel jy nie lekker nie, en die gedagtes hardloop verder. Maar dan vra jy mense, hoekom is jy so moeg? Dan sê ek het nie geslaap nie, ek het geworry. Hulle het ingebreek, en daar gaan die gedagtes weer van voor af. En dan begin jy te dink, as ek hier rower in my huis vang, wat gaan ek nou met hom doen? En daar is die gedagtes daarmee heen, al die verkeerde goed. En behalwe vir dit, gedagtes gaan tot depressie veroorsaak. Want as 'n mens aanhou negatiewe dinge en verkeerde goed dink, of jouself jammer kry en dit bedink heeltyd, gaan jy naderhand opeindig met depressie. En as jou gedagtes aanhou met al die negatiewe dinge en jy bedink die negatiewe dinge, dan op die ouene kom dit by die mond uit. En partymal gaan dit oor na aksie toe, dat jy iets fisies doen daaraan. Die persepsie, of dit gaan alles oor jou aksie en die persepsie wat ons het. En op die ouene eindig ons op met die depressie wat na selfdood, die nuwe woord, soos ons het ken, selfmoord lei. En dit alles begin by gedagtes. Onthou, Satan weet al die dinge en hy sal altyd leuns vir ons gee. Ons glo ons makliker 'n leuen. 'n Leuen is te maklik om te glo. En die gedagtes word in ons geplant en gevoer en ons bly dink aan die negatiewe goed en dit groei naderhand in ons. Maar sê die Here dan nie vir ons in Matteus 6, ek dink dit is Matteus 6 vers 25. Daarom sê ek vir julle, moenie kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? En in dieselfde gedeelte vertel hy vir ons, kyk na die voëls in die hemel. Hulle maak die kos bymekaar nie, maar tog ek sorg vir hulle. Hoeveel te meer sal hy nie vir ons sorg nie? Hy sê vir ons, moenie bekommerd wees oor gister nie, dis verby. Want as jy gaan worry oor gister se goed, gaan dit lei tot depressie. As jy bekommerd is oor môre wat gebeur, wat nog nie hier is nie, wat nog nie bestaan nie, daar is nie 'n môre nie. Al wat ons het is nou hier waar ons nou is. Dit kan ons laaste hier nou wees, ons weet nie. Maar vanaand en môre en volgende week het nog nie gebeur nie, is in die toekoms. Dit is nog nie daar nie. So hoekom sal ons worry oor dit? Bekommerd oor die toekoms veroorsaak angs. En wat veroorsaak angs? Ons kry alle verkeerde gedagtes. So ons gedagtes word sterk beïnvloed deur ons lewenservarings van kleintyd af tot nou. Ek meen dit beteken dat ons gedagtes gevorm word deur ons persepsie en van dinge wat ons sien en hoor en ervaar, kry ons al hierdie gedagtes. En as gevolg hiervan kan gedagtes ons van onakkuraat wees. En dit is daardie onakkurate gedagtes wat ons wil gevangene neem en wil beheer. En hoekom moet ons gedagtes beheer? Dit is duidelik aan Spreuke 4 vers 23, hoekom ons gedagtes moet beheer. Spreuke 4 vers 23 sê vir ons, bewaak jou hart, meer as alles wat jy bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. So bewaar jou hart, bewaar jou gedagtes, denke. Ons gedagtes het 'n kragtige invloed op ons emosies en optrede en dis 'n kringloop wat oorgaan na iets wat jy naderhand sê of doen. 'n maklike voorbeeld wat ek altyd gebruik is, ek stap by 'n vertrek en ek voel nou nie lekker die dag nie, ek het nie lekker geslaap, ek bietjie negatief of depressief. En ek stap in 'n vertrek en almal lag en gesels en is vriendelik. En onmiddellik dink jy, hierdie mense is dan maar nou gelukkig, het gaan lekker hier.
Maar wat gebeur 5 minute? Binne 5 minute lag en gesels jy saam. Stap jy by 'n huis en waar mense nou net beklei het met mekaar. Oor 5 minute is jy ook dikmond en bekleierig. Want jou gedagtes gaan oploop, wat het hier gebeur? Hoekom is hierdie mense so? Of iemand wat hartseer is. Dis nie lankie as ek saam hartseer. Want dis die gedagtes en emosies en dan gaan dit oor na aksie toe. Of blydskap of woede of hartseer, wat ook al die emosie is. So as jou oorspronklike, as jou gedagtes kan waar wees en eerbaar, lieflik of gelukkig en dan gaan dit goeie en gelukkige emosies en optrede oplewer. Net so die teenoorgestelde, as dit nie is nie, en jy slegte gedagtes, dan gaan jy verkeerde optrede oplewer. So hoe beheer ons hier gedagtes van ons? Ons kan dit nie alleen doen nie. En die Here gaan dit ook nie wegvat vir ons nie. Ons gaan altyd maar in ons lewe, tot ons die dag nie meer is nie, gaan ons verkeerde gedagtes kry, tyd tot tyd of baie keer. Want ons leef in 'n sondige wêreld. En ons sien al hierdie goede wat aangaan, en dit maak 'n mens kwaad, en jou gedagtes hardloop met jou. So, ons kan nie uit ons eie krag probeer om dit reg te doen nie. Maar kom ons hoor wat sê God oor dit. 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10. God het hierdie aan Paulus gegee, en Paulus het weer aan een van sy gemeentes dit vertel, wat bietjie mismoedig was. Vers 9, en hy het vir my gesê, dis wat God vir Paulus gesê het, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolging, in benoudheid, om Christus se wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Dit klink nie reg nie. As ek swak is, dan is ek sterk. Ja, as jy Christus in jou het, dat hy jou help met die gedagtes, dat jy die regte gedagtes koester, dan is jy sterk in jou swak tye, want hy is daar om jou op te tel en te help. Ek gaan hiermee afsluit amper. So ons moet 2 keer dink voordat ons iets dink, 2 keer dink voor ons iets sê. Hulle sê altyd tel tot by 10. Partymal help 10 nie vir my nie. Ek tel maar tot by 100 partykeer. So dit help nie. So en waarmee is ons besig? Waarmee hou ons op? En dokter moet my net liefhou. Nou wat se goed kyk ons op TV? Na wie luister ons? Die ou spreekwoord sê, meng met die varke, of met die semels, dan sal die varke jou opvreet. Met wie meng ons? En dit is alles goed wat in ons gedagtes geplaas word. Meng met die regte mense en jou gedagtes sal ook verbeter. Skinder ons saam, praat ons saam sleg van iemand, en dis alles gedagtes. Ons het soveel verkeerde gedagtes. Van ons wakker word in die oggend. Nou hoor jy hier Saterdag aand te geskiet en hy sê, die Zammas weer. Hulle draai myne weg, onwettige myners. En dan loop die gedagtes. Of jy hoor 'n kar bietjie vinnig jaag, dan loop die gedagtes. Jou is weer dronk, hy kom van die bar af. Intussen is hy dalk jaag hy hospitaal toe om sy kind te vat. So ons moet nie slegte gedagtes hê nie. Maar gedagtes sal daar altyd wees, verkeerde gedagtes sal daar wees. Satan gaan ons altyd aanval. Ons moet net probeer om ons gedagtes te beheer met God se hulp.
en hom vra dat hy 'n wag voor ons tong sal plaas, indien ons verkeerde gedagtes het, laat dit nie oorgaan in woorde of aksie nie. Ek sien baie keer mense het road rage noem hulle dit, né? Of sommer uit die motor uit spring en iemand gaan aanrand, maar dit begin by 'n gedagte. So, ons moet die vuurtjie doodmaak terwyl hy nog klein is, sonder om hom nog petrol te gee, en dit begin by die gedagtes. As 'n mens alleen sit, dink 'n mens baie strooi uit. En as 'n mens so alleen sit en begin nonsens dink, staan op en loop om die plek, of gaan gesels met iemand, of bid, lees bietjie Bybel. Daai negatiewe gedagtes kan stop. Ons doen dit so maklik. Ek is baie skuldig aan, ek weet nie van julle nie, maar mense gedagtes kan op loop gaan. Goed wat so duur raak, en die politiek, en die en daai. En as ons bekommerd, dan slaap ons nie lekker in die nag nie, en as jy môre moeg, oormôre slaap jy weer nie, op die ouene het jy depressie. En op die ouene is ons op 'n pilletjie. En ons maak onsself siek deur die gedagtes, en ons gee Satan net wat hy wil hê. Goed, kom ons sluit sommer so af. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap. Dankie dat U goeie gedagtes vir ons almal koester. Here, ek vra dat U elkeen van ons sal help, dat ons gedagtes kan beheer, dat ons gedagtes van liefde het, edele, liefdevolle, goeie gedagtes, en geen slegte gedagtes nie. Dat die slegte gedagtes by ons verbyhou. Here, ons kan soveel beter mense wees, net deur ons denke te verander, net ons gedagtes reg te hou, met goeie goed, en ons gedagtes by U hou en by U woord. U is die enigste een wat ons kan red. Here, ons vra dit so uit genade, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in die naam van Jesus. Amen. Amen.